Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Matteus 6 vers 14 sê, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Amen beteken waarlik of dit is so. En dit kom van 'n grondwoord af, aman. Hierdie woord aman is dan ook die grondwoord van die woordjie emuna, wat beteken faithfulness, of ons kan dit ook met geloof vertaal. Maar die woordjie amen kom heel waarskynlik van 'n akroniem wat gemaak is van die woorde El Melek Ne'eman, wat beteken God is a faithful king. As ons so bietjie in die Hebreëus gaan blaai, dan kry ons wonderlike geheimenisse, skatte in die woord. Die eerste woorde van die skrif is in die begin. En die heel laaste woord in die Bybel is Amen. Openbaring 3 vers 14 sê, en skryf aan die engel van die gemeente van Laodicea en sê, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Hoor mooi, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Die eerste letter in die Bybel in die Hebreëus is 'n B vir Bereshit. En die laaste letters is N. E-N. Die woordjie ben beteken seun. Die eerste letter van die woord en die laaste 2 letters van die woord spel seun. Die hele woord vertel vir ons dat Yeshua die seun van God is en aan hom alleen behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Wat 'n wonderlike voorreg om hom te ken. Openbaring 7 vers 12 sê vir ons, Amen, die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan ons God tot in alle ewigheid. Amen. Wil jy nie ook saam met al die mense, al die lewendes, al die wat voorheen gelewe, al die skares in die koninkryk, voel jy nie ook lus om saam te sing, soos in Openbaring 4 vers 11, U is waardig, almagtige, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan ons en is ons geskape. En in Openbaring 5 vers 12 staan daar, en hulle het met 'n groot stem uitgeroep, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Mens kan net aangaan en aangaan en aangaan. Die fees van tabernakels, Sukkot, het Vrydag aand met son onder aangebreek. En ons is nou in die week van Sukkot. Hierdie week van Sukkot, hierdie fees van Sukkot, praat van die bruilof van die lam. Dit praat van 'n ewigheid in die teenwoordigheid, in die tabernakel van die heiligdom, saam met ons koning. Ons gaan bietjie later in die week nog bietjie meer daarna kyk. Maar vir ewig gaan ons saam met die lewende wesens, saam met al die gelowiges van alle eeue, sy naam en sy lof besing. Wil jy nie nou, sommer daar waar jy is, net hierdie woorde herhaal, want dit lig jou gees op as jy dit herhaal en spreek. Die lam wat geslag is waardig om te ontvang. Die krag en die rykdom en die wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Die Engels praat van his glory. Die Hebreëse woord vir glory is kavod en dit beteken eintlik the weight of his glory. Ek en jy gaan nie kan staan in sy teenwoordigheid as daardie gewig van sy krag, die gewig van sy glory, sy heerlikheid, sy Shekinah, die sigbare teenwoordigheid, as dit aan ons verskyn. Maar ons hoef nie te wag daarvoor nie.
ons kan uitroep, die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte behoort aan onsse God tot in alle ewigheid. Amen. Dankie my koning. Amen.